Ja. Wie het jou aangestel, Poppy? Wat sê hy? Hy het weer my berig in die snippermandjie gegooi. Jy moet jou nie in Gerber steen nie, jong. Hy doen dit met presies almal. Dis Gerber se idee van doop. Want onthou die koerant is sy heiligdom en daar is nie sommer enigiemand toe om daar te skryf nie. So ontspan. Wat doen ek nou? Jy probeer maar weer. Hy frustreer my so, man. Luister, ek sê jou wat. Kry vir Gert Houpvlies en dan gaan soek jy 'n mooi meisie vir voorblad. Dan skryf jy iets oor haar verbylaag. Mooi meisies al altyd die koerant, as hulle mooi en seksie genoeg is. Net om te voel of daar nie 'n nuwe ander bloed deur my bloed loop nie. In my liggaam. Dor. Vir altyd. Want ek het my kind doodgemaak. Ek self het my kind doodgemaak. Karen, nog so 'n paar voetjies. Ons het. Okay, staan op asseblief. Net so 'n paar kleurvoetjies. Hoe lyk nou baie dramaties. Okay, thanks. Marina, ek gaan nou lughawe toe. Ek sien jou maandag. Okay, dankie hoor. Okay. Tara. Ons gaan 'n bietjie praat. Jy sê julle openingsaand is wanneer? 1 Augustus. Hoe gaan dit met die nuwe liefde? Vrot. Ek het nog niks meer van hom gehoor nie. Miskien is hy net besig, man. Ag, besig sy voet. Wat dink jy moet ek doen, hè? Vergeet van hom, Karen. Dit moes vir Wim. Hy was gisteraand by 'n repetisie. Hy is so jaloers hy kan iets oorkom. Dink jy ek moet vir Neil McDonald bel, hè? Karen, jy vir alle mense. Jy het nog nooit in jou lewe agter 'n man aangeloop nie. Ek loop nie agter hom aan nie. Ek sit vies dat hy my so ignoreer. Maar hy het mos beloftes gemaak het, hè? Hy het my uitgevat, hy het my gedans en toe drop hy my. Wat's miskien verkeerd met my? Is ek nie mooi genoeg nie? Ek hoor hy doen Dekker se saak. Ek dink is 'n baie goeie verskoning om met hom te gaan praat. Ek het nie daaraan gedink nie. Dis net ek sê gewoon aan om geïgnoreer te word nie. En dit pla my. Toe maar. Hoorie, ek moet spat. Ek sien jou bel oor die artikel, hoor. Sien jou. Bye-bye. Totsiens. Juffrou Du Plessis, Ja? Teens van der Walt, Libra uitgewers. Ek het al 3 briewe na u gepos. O ja, oor die gedigte. Ja, Dot Lambrecht sê vir my jy is kwaad omdat sy dit vir my voorgelê het. Ja, ek is 'n bietjie vies daaroor, maar sy het seker net probeer goed doen. Sy het sit regtig daarmee probeer loop en smous en sy het met my tweede opinie gevra. Het jy nou oomblik tyd daar? O, ek is op pad kantoor toe. Miskien na werk. Ek wil regtig graag met jou daaroor praat. Okay, ek kom so 4:30 se kant af. Dankie. Totsiens. Totsiens. Marina. Jong, die chick is fotogenies. Mens kan nogal baie met haar maak. Jy werk mos deeltyds by 'n modelagentskap. Ja. Wil jy nie 'n kans gee nie, man? Okay. Sal jy met haar praat? Definitief. Diarree. Wat? Woordskattery. Vat gaan skryf dit oor na 100 woorde. En los die byvoeglike naamwoorde uit asseblief, Poppy. Koerant het nie plek vir slash nie. As die foto's nie so goed was, het ek die artikel weggesmy. Die vliesie jou bas gered. Sê my, meneer Gerber, het jy iets teen my? Maar Poppy, asseblief, ek het nie tyd vir sentimente nie. Ek is besig. Loop doen wat ek vir jou sê.
Het alles bekrap. Jy het sopas gearriveer. Hy het jou eerste berig gekoop, besef jy dit? Ek moet alles oorskryf, man. Dis maar net sy styl. Hy het ten minste nie in die snippermandjie gegooi nie en glo my, dis 'n mylpaal. As omtrent so helfte van die gedigte wat ek nie sou wou hê ons moet publiseer nie, en van die ander helfte is daar 'n paar wat ek nog graag wil hê 'n bietjie aan moet skaaf. Jy praat asof dit 'n uitgemaakte saak is. Al wat ek wil hê is jy moet luister na wat ek vir jou sê. Jy het geskryf omdat dit uit jou siel uitkom. Daar's niks smik nie, geen literêre trucs nie, net eenvoud. Ek het selfs al 'n naam vir die bundel. Alleen. Almal van hulle handel oor eensaamheid, verwerping, verlies. Al wat ek eintlik vir jou wil sê is dit. Het sou jammer te wees as jy dit nie publiseer. Om te publiseer is soos 'n kommersiële eksploitasie van wat in my siel aangaan. Ek kan dit nie doen. Kom ons sit hier. Jy gaan nie geld maak met hierdie bundel nie. So kommersieel is dit nie. Jy gaan jou siel deel met ander mense wat soortgelyke probleme het en eensaam is. Miskien hulle lewens verryk. Dit is koopbundels. Mense soos jy, net mense soos jy. Ek wil nie nou daaroor besluit nie. Sou jy eendag saam met my gaan eet? Hoekom? Geen spesifieke rede nie. Net graag langer met jou gesels. Nee, ek dink nie so. Net nou voel ek 'n verpligting teenoor jou en dan beïnvloed dit my besluit. Jy hoef nie, maar die maatskappy gaan nou voor betaal nie ek. Ek sal moet teruggaan, ek het klas vanaand. Jy sal weer van my hoor. Want jy sal my nie bel nie, nee. Nee, ek sal nie. Baie dankie vir jou tyd. Ek sal weer van my hoor. Presies vir jou. Harry is besig om te sink, man. Maar is te veel dealers in die straat. Dan verwag ek my sales figures opstoot. Dis belaglik. Die mark is net so groot en ek's groter. Nou, wat gaan jy nou doen? Ek siek om vir haar nou se sak te werk. Ek gaan my eie besigheid begin. Lekker asseblief hou op om in Disneyland te leef. Jy het nie geld nie, jy skuld duisende rande en jy's gekwalifiseerd vir niks. Daar's geen manier wat jy 'n besigheid kan begin en jy weet dit. Ek sal die geld kry, okay? Hoe? Toe sê my hoe. Jy weet nie eens of jy die tronk gaan bly nie, jy's klaar weer besig om 'n skema te beplan. Word groot dekker. Daar kan my pa jou help. Daar kan hy vir jou werk kry by die spoorweg. Die spoorweg. Dis vir jou trolley af, man. Nee, ek is nie van my trolley af nie. Maar lyk my jy beskou gewone eerlike werk as 'n skande. Ek's nou jammer, maar ons kan nie so aangaan nie. Kyk, dis my lewe, okay, Dien. Ek is die een wat dag na dag daarmee moet koop. Goed, dekker. Maak aan soos jy wil. Maar ek gaan nie meer deel wees van die proses nie. Wat my betref is dit uit te snons. En dis finaal. Hey, luister, wag, man. Wag vir my. Hey, gee my 'n kans, man. Gee my net 'n kans. Kans om wat te doen? Toe sê my, wat se kans wil jy nog hê? Jy wil nie luister na rede nie, wil jy? Jy
Jy weet, toe ek 'n kind was, het ek gedink jy's die mooiste en die sterkste en die slimste ou wat daar is. Wat het met jou gebeur? Hoekom het jy so verander? Toe sê my net dit. Man, luister, jy's net almal daar buite. Al wat vir julle iets beteken is 'n mens se geleerdheid. Dis die kerk in die staat en die sedes van die volk. Wel, ek is nie bereid om in daai hokkie te lewe nie. En as jy my wil verander, kan jy dit vergeet. Dan is nie verhouding ook daarna toe. Lekker. Right. Ons is nou al twee kwaad en dis nie die tyd of die plek om oor so iets te praat nie. Maak my vanaand praat ons. Ek sal sien hoe ek voel. Hoi. Ek het jou nog nooit in die regsbiblioteek gesien nie. Ek het jou kom soek. Die woonstammaat het gesê ek sê hier kry. O, Dries. Ek het jou al 4 keer gebel van maandag af. Hoekom wil jy nie met my praat nie? Ek was baie besig die week, Karen. Wat kan ek vir jou doen? Ek wou net met jou praat. Dis al. Aha. Hoekom? Sal jy asseblief die boek los en met my praat? Ah, ekskuus. Daar, nou het jy my volle aandag. Wat maak jy? Hou op met hierdie speletjies. Jy weet goed genoeg hoekom ek jou kom sien het. En ek voel gebuig dat jy my so geïgnoreer het. Ek dink dit was 'n berekende belediging. Belediging, liewe land. Kom ons gaan sit. Dankie. Nou toe. Laat ons hoor. Ag nee, asseblief. Moenie my soos 'n kliënt behandel nie. Jy weet goed genoeg hoekom ek jou kom sien het. Oor Dekker. O. Wel, soos ek vir jou gesê het, Dekker het ingewillig om teen hulle te getuig en nou wag ons vir die PG om te besluit. Dis al. En wanneer gaan ons hoor? Hierdie soort ding kan lank vat. 'n week, 'n maand, wie weet. Eerlikheid, maar jy's ongeërg. Jy het geen idee wat dit aan ons gesin doen, het jy? Wat wil jy moet ek sê? OK. Ek is jammer ek het jou kom pla. En ek is jammer ek het jou gebel. En ek is jammer ek het jou betrek by ons familieprobleme. Totsiens. Hi, Karen. Hallo. Hi, Michael. Ai, myne, tog het opgeskop. Ek sou dan na eers. Dan moet ek vir ou De Villiers se taak doen oor die wetlike nagevolge van die huwelik. Law of husband and wife. Hallo. Hey. Dankie. Plesier. Wat doen jy andersins? Werk by koerant. Is nogal interessant. Naam asseblief. Marina Du Plessis. Doen hof. Is nie half wat so interessant as in die flieks nie. Aanranding, manslaan, vroue dronk bestuur. Skat, as ek dit geweet het, het ek iets anders gesoek. Dankie. Hoe lyk dit met 'n koppie koffie? Nee, ek moet nou klas toe gaan. Juffrou Du Plessis, in die geval King versus King, wat was die hof se uitspraak oor verlating? Die hof het bevind dat die man se onredelike vermyding van sy huis
neerkom op 'n daad van kwaadwillige verlating. Dit was 1947, dokter. Ja, uitstekend. Dis al vir vanaand. Dankie dames en here. Kan ek jou 'n oomblik sien asseblief, juffrou? Ja. Wat is aan die gang, jong? Kom loop jy nou na uurs? Dis 'n lang storie, dokter. Geld? Deels, ja. Is dit iets waarmee die universiteit kan help? Ag, nee, wat dankie, dokter. Ek sal regkom. Ja, kom vra as jy dalk kan help, hoor. Baie dankie. Nou, Marina. Nou, pa. Wat maak pa in Pretoria? Ek was vanmiddag by die departement. Ja. Het lyk my daar's 'n moontlikheid dat ek die hoofskap kan kry by Sadels hier. Hier in Pretoria. Ja, ja. Jy lyk nie jy's bly nie. Nee. Dis wonderlike nuus, is net. Wat? Is net skielik, is al. Rena. Kom los ons nie die vyandskap tussen ons nie. Dit kan nie so aangaan nie, jy weet dit tog. Daar is nie 'n vyandskap nie. Nou kom ontwyk jy my dan so. Ek ontwyk pa nie. Ons behandel my soos 'n vreemdeling. Zo'n christelik, jy behoort jou te skaam nie. Pa, asseblief. Dis laat, ek het hoop werk. Môre moet ek vroeg opstaan, so asseblief. Goed maar in. Wou net een ding. Jy is minderjarig. As ek daai pos kry en dan kom hiernatoe, kom bly jy by my. En ek sal verkies dat jy dit vrywillig doen. Anders... Wel, ek sal nie toelaat dat 'n kind my dikteer nie, verstaan jy? Wel, klim en ek sien jou gaan aflaai. Klim aan. Dis maar hoe dit gaan. Eendag nuus, die ander dag niks. Gerber sal seker iets daarvoor te sê. Hy het oor alles iets te sê. Sê my, hoe soek 'n mens 'n vermiste persoon? Dis nou 'n snaakse vraag. Wie's weg? Dis my ma. Dis 'n lang storie. Maar vertel my. Ag, soos ek sê, is 'n lang storie. Ek weet nie waar om te begin nie. 'n Klein beriggie in die koerant is dat hierdie aangewese uitweg. Maar dit sal jy nou 100 jaar nie by Gerber verbykry nie. Hy sal sê is advertensie. Hy glo net aan sensasie. As jy natuurlik nou met Juffrou Suid-Afrika was, het hy dit met groot smaak op die voorblad gegooi. Het jy al die polisie probeer? Hulle sal nie help nie, is mos nie krimineel nie. Dankie, het was lekker. Ek sê, lekker moeg. Wat is verkeerd gestaan? Ek dacht jy is kwaad vir my. Ik haat van Neil McDonald. Hoekom? Hij is bezig om 'n totale gek van my te maak. Bly net weg van hom af, man. Dis al. Ek probeer. Maar kan dit nie help nie as ek my weer kon kry dan bel ek hom. Sien jou geaardhede mag dan mense aan te loop nie. Ja, Wim is 'n goeie ou. 1 pomelo asseblief. 'n lemoen. Ewig sal wag. Oké. Mamma se pyn. Wanneer het jy so besluit?
Vandat ek vir Neil McDonald ontmoet het. As jy die twee langs mekaar sien, sal jy presies weet wat ek bedoel. Kom nou, Karen. Hoe meer jy agter Neil aanloop, hoe minder is jou kanse. En jy het self gesê dat dit syne meisies gehad. Ek het nooit vir een oomblik getwyfel dat jy en Wim nie gaan trou nie. En hier kom hierdie Neil McDonald en jy raak verlief op hom. Ek is nie lief vir hom nie. Hy is afsydig en hooghartig en hy stel in elk geval nie belang. Ek hou nie eens van hom nie. Dis net hy het my laat twyfel oor Wim, dis wat die ergste is. Wim is so 'n robot. Hy het geen oorspronklike idee van sy eie nie. Alles kom uit koerante of handboeke of is iemand anders se siening. Sy idee van 'n lekker ete is 'n hamburger. Hy ry elke dag dieselfde pad hospitaal toe. Gebruik dieselfde lyfsproei en dieselfde tandepasta. Ons gaan elke naweek na dieselfde pallet. Ons luister na dieselfde afgesaagde grappies en braai dieselfde vleis. Dis om van mal te word. Karen Hatting, telefoon. Karen Hatting, telefoon. Karen Hatting? Karen. Dis Neil. Neil? Hallo? Ek dog ek hoor nooit weer van jou nie. Wat maak jy vanaand? Ek het eintlik 'n afspraak met Wim. Maar ek kan altyd kanselleer. Kom ons gaan eet iets. Ek sien jou so 8 uur sien. OK. Bye. Tada. Wat sê ek vir Wim? Ek het nog nooit in my lewe vir hom gelieg nie. Aha. Sy wil ons nou medepligtig maak sien. Maak nie saak wat se raad ons haar gee nie. Ons is klaar deel van hierdie komplot. Dis nie 'n komplot nie. Ek en Wim is nie getroud nie. Neil het gevra ek moet Dekker se saak met hom bespreek. Ek het nie 'n keuse gehad nie. Jy kan maar op 'n verskonings maak, jy's besig om vir jouself te lieg. As dit vir my klink, is hierdie ou als wat Wim nie is nie, so jy's opgewonde en 'n bietjie bang. Hierdie is 'n avontuur, 'n lekker skelm avontuur. Ek hou van hom, dis al. Nee, Hartjie. Jy is betower deur die prins. En as jy nou my opinie vra, dan lieg jy soos 'n tandetrekker vir Wim. En jy gaan hierdie aand vat en jy gaan kyk wat gebeur. Dalk is die prins 'n padda en dan jy niks verloor nie. Maar dalk is hy regtig 'n prins. En dan gaan jy jouself skop vir die res van jou lewe as jy die kans gemis het. Nee, wat is 'n ou wit leentjie nou? Maar Wim is 'n wonderlike ou. Ek wil met hom trou. Nou, maar dan is die saak mos maklik. Loop bel vir Neil en sê hom jy het weer daaroor gedink en dankie, maar nee, jy gaan nie saam met hom eet nie, jy gaan met Wim trou. Julle is skerie gek met my. Nee, maar hierdie is 'n besluit wat jy self moet neem sien. In jou hart glo jy die gras is nog groener aan die ander kant. En as jy nie loop kyk nie, gaan jy wonder tot jy 80 is. Ek wens Marina was hier. Sy het vir my die regte raad gegee het. Ai. Marina, die hele wêreld soek na jou.
Daar's 3 boodskappe op jou lesenaar. Jou pa het gebel, Teens van der Walt het gebel en die dominee kom vanaand by jou huis besoek doen. Jou pa het baie ongeduldig geklink. Hy sê as jy nie van jou laat hoor nie, sal hy 'n ander plan mee jou moet maak. Wat's aan die gang? Niks nie. Dankie hoor. Goeiemiddag, meneer Teens van der Walt asseblief. Meneer van der Walt, is Marina de Plessis wat praat. Ja, ek het jou boodskap gekry, dankie. Nee, ek het daarteen besluit. Ja, ek is seker, ek is doodseker. Ek moet sê ek het dit nie verwag nie. Ek het selfs al 'n omslag vir die bindel laat ontkry. Ek gaan oor so 'n uur huis toe en ek ry daar by Dot se huis verby. Kan ek dit gou vir jou kom wys? Is nie nodig om soveel moeite te doen. Is geen moeite nie. Ek sien jou nou. Goed, totsiens. Hallo Marina. Dit moes eintlik 'n verrassing gewees het, maar ja. Dot het dit gedoen. Het is verschrikkelijk mooi. En hier op die agterkant het ons 'n foto van jou met 'n paar biografiese besonderhede. Dis al. Hier is die volgorde van die gedigte hoe ek dit wil gebruik het. Ek het dit in 3 groepe verdeel. Die eerste groep is meditasie. Die tweede groep is eensaamheid en dan die derde een wanhoop. Jy kan dit nou maar kry. Ek het nooit gedink jy gaan so sterk voel oor publikasie. Jy en Dot glo aan die gedigte. Tuurlik. As jy dit reg wil publiseer, vat dit en doen soos jy goed dink. Is jy ernstig? Ek het net gedink dit is so belangrik om iemand te hê wat in jou glo nie. Dekker? 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 Kom kyk in die kamer. Niks. Wat nou? Weet nie, ons wag, miskien kom hy nog. Hallo? Hallo, Wim. Hallo Karen, wat bekeer? Ek voel nie lekker nie.
Ek dink ek gaan 'n paar tablette drink en in die bed klim. As jy nie omgee nie. Nee, natuurlik nie, maar is dit ernstig, jong? Nee, is net 'n bietjie pyn. Seker maar sulke tyd. Ek sê jou môre sien, okay? Okay. Maar laat weet mense iets wat ek kan doen, hoor. Nee, regtig. Ek's okay. Maar goed, sien jou môre. Okay, bye. Bye. Dankie dat jy gekom het. Dit was my belangrik. Hoekom? Ek het net 'n behoefte gehad aan jou geselskap, dis maar al. Dis 'n groot lieg. Wat kan ek bydra tot jou ervaringsveld? Ek was nog nooit oor see nie. Jy het daar groot geword. Jy praat 5 tale, ek praat Engels en Afrikaans. Ek's op Hofmansdal gebore en ek het daar groot geword. Ek en Wim is van graad 1 af saam op skool. Tot Dekker se moeilikheid het ek in my hele lewe nog nooit een enkele probleem gehad nie. As Wim uitvind dat ek vanaand saam met jou is, dan is daar een minder troue in Pretoria. Jy hoef nie 'n skuldgevoel te hê nie. Ek het geen planne met jou nie. Hy sal nie verstaan nie. Die doodgewone waarheid is, ek het vir hom gelieg. En dit op sigself is inkriminerend. Hoekom het jy? Omdat jy nou die dag 'n nare ding gesê het van ons. Ek was kwaad vir jou, maar miskien was jy reg. Miskien dryf ek en Wim rivier af, kansel toe. En skielik is daar dinge van hom wat my begin pla. So, vanaand is 'n revolusie in die gees. Ek het 'n roekelose besluit geneem en ek gaan sien wat gebeur. Ek is bly jy is hier. Hoekom het jy my nou die aand gevra om te dans? Oor jy die joelkoningin was. Geen ander rede nie. Ek het jou nie eens geken nie. Nee? En ek het jou weer gesien en toe weer vanaand. Sien jy nog vir Fleur van Vollenhoven? Nie sosiaal nie meer. Het jy al baie meisies gehad? Ja. En is ek nog een op jou lys? Ek het nie 'n lys nie. Kom het jy my nie nou die dag teruggebel toe ek jou gesoek het nie? Pla dit jou? Natuurlik. Geen man het my nog ooit in my hele lewe geïgnoreer nie. Dis 'n nuwe ondervinding. Hoekom het jy? Wel, ek het 'n ou jong kerel se natuurlike aversie teen emosionele betrokkenheid. Jy weet, ek dink nie jy het nog ooit in jou hele lewe 'n meisie 'n kans gegee nie. Het jy? Nee. Jy's 'n regte shyster, Neil. Ek het nie geweet jy ken so 'n woord nie. Jy vergeet. Ek het 'n broer, meneer McDonald. Ons het gedink miskien weet Karen, maar sy's ook nie by die koshuis nie. Maar sy het vir my gesê sy gaan slaap, sy's siek. Al wat ek kan dink is dat sy en Dekker dalk saam iewers is. Luister, Wim, ek is jammer dat ek jou kom pla hoor. Lekker slaap. Totsiens, Wim. Totsiens, Tannie. Totsiens. Wie het dit gemaak? 'n Vriendin.
So baie geheime. Dis nie geheime nie. Neil, wat is jou bedoelings? Hoekom het jy vanaand vir my uitgevat? Ek het jou gesê. Nee, dit is toch meer gecompliceerd as net dit. Ek moes 'n verhouding kompromiteer om hier te wees. En vir jou is dit net 'n aandse geselskap. Hoekom moet 'n eenvoudige ete gekompliseer word? OK. Ek's met jou. Kom ons ry. Ek moes al ingewees het. And shh. In and shh. In. Stretch. Further. Every time. That's it. In the back. Feel those muscles. No tension elsewhere. Work the spine. Further. Stretch. 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 Up. Right. Moet nou nie vir my lieg nie. Waar was jy gisterand? Ek het saam met Neil McDonald gaan uit eet. Ek weet nie of ek jou nou reg gehoor het nie. Jy het saam met Neil McDonald gaan uit eet. Waar? In La Galliot. In La Galliot. En hoekom mag ek vra? Omdat hy my uitgenooi het. En jy bel my. Jy bel my en jy sê vir my jy's siek. Maar agter my rug kom jy afspraak met 'n ander man na. Ja. Jy's nie ernstig nie. Wel is die waarheid. Wat gaan met jou? Luister, Wim. Kan ek en jy nie privaat praat as ons meer tyd het nie? Nou is net so goeie tyd soos altyd. Ek wil weet wat gaan aan met jou. Ek het vir jou gesê ons kan later hieroor praat. Is jy besig om vir my te sê jy wil uitmaak? Kan jy nie hoor wat ek sê nie? Later. Meneer McDonald, meneer Rautenbach is hier om u te sien. Sit meneer Rautenbach. Nee, dankie. Ek het nie gekom vir 'n konsultasie nie. Ek het gekom om te praat oor Karen. Ek wil weet wat tussen julle aan die gang is. Aan die gang? Is daar iets tussen ons aan die gang? Maar moenie my probeer flous nie. Julle het gisterand by La Galliot geëet. Ontken jy dit? Nee. Hoekom sou ek? Sê my, meneer Rautenbach, is daar 'n verbintenis tussen julle twee? Ja, sy's my meisie. So jy's Wim. Ja, ek is Wim en ek's baie bly jy het al van my gehoor. Dit maak dinge makliker. Maar ek het jou 'n vraag gevra, meneer McDonald. Ek wil weet wat gaan tussen jou en Karen aan? Meneer Rautenbach, ek het nie regtig nodig om my aan kruisverhoor te onderwerp nie. Jy besef dit, né? Die feit is, ek het haar gebel en genooi vir ete en toe sê sy ja. En dis die hele storie. Man, jy is 'n glibberige vent. Nee, wag. Kom nou. Ons is albei opgevoede mense. Ek dink ons kan die saak op 'n gemoedeliker manier afhandel. Sit asseblief. Die feit is, julle is nie verloof nie. Julle is nie getroud nie. So, uit 'n regsoogpunt. Man, te hel met 'n regsoogpunt. Ja, te hel daarmee. Waaroor praat ons dan? Jy sê sy's joune, maar daar bestaan geen ooreenkoms nie. Ek het nie gekom om met jou te kibbel oor regsaspekte nie. Luister nou vir my en luister baie mooi, want ek waarsku nou vir jou. Jy bly weg van Karen af. Meneer Rautenbach, ek dink jy moet die saak met haar gaan uitklaar. Wat my betref, ek stel nie regtig belang nie en as sy jou meisie is, vat haar. Maar ek dink nie ek wil my deur derde party laat voorskryf met watter kliënte ek kan gaan eet en met watter nie. So as u my nou sou verskoon, ek het 'n ander afspraak.
En van wanneer af is sy nou 'n kliënt? Jy gaan 'n dokter word, meneer Rautenbach. Soos met jou pasiënte bestaan daar 'n vertrouensverhouding tussen regsverteenwoordiger en kliënt. Totsiens. Voel jy trots op? Op jou. Het deurlopende tema in die bundel is vrees, verpersoonlik deur die missionaris van haat, die duister priester en domino, opstand en wanhoop. Die gedigte is dikwels obskuur, dikwels emosioneel, dikwels driftig. Alleen is 'n eerlike bundel. Marina Du Plessis 'n nuwe naam in die geleedere van Afrika. My bal. Kijk. Stop my bal. Stop my bal. Stop my bal. Kom sit by my. Kom sit. My bal speel. Henry, kyk. Marina. Reina. 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 'n Ou verrimpelde portret is al wat ek van jou het. En fetale flitsse van arms omkringend oor moederborste singend. 'n Kindergebed. Voorbeelde is al wat ek van jou het.